Ek het nou al voorheen vertel hoe bitterlik lief is ek vir vuur. En nou laat die seisoene so skuif, nou begin 'n mens weer jou houtjies reg kry en Esmeralda, my houtstofie, word nou skoon gemaak en dan is dit net vir my wonderlik dat 'n mens so skie is vir daai vuur in die somer as dit so verskriklik warm is, maar laat dit net koud word. En altyd as 'n mens begin werk met vuur, kry jy wonde. Dis so interessant dat jy, hoe sal ek nou sê, vuur onfiks raak. En 'n groot ding hier in die ou tyd toe almal nog agas gehad het. Dan was die dag nou aangekondig wanneer die stoof nou aangesteek word. Hoor hier, dis 'n baie groot ding en die ou mense het in die somer buite in 'n skerm gekook want dit is te warm, jy kan nie daai stoof in die huis aansteek nie. En die aga, as jy hom nou opgesteek het in jou kombuis, dan bly hy aan. Maar jy moet weet wat jy doen. Jy moet weet hoe steek jy hom op, want hy berook jou huis, laat dit lyk of daar 'n vulkaan was in jou huis, as jy nie weet wat om te doen nie. En hier verlede week begin ek vuur maak. Nou sê ek voel so half onhandig en daar kry ek my eerste wond op my kneukel, my grootste kneukel, daar sit hy julle. Ek weet nie wat het gemaak het, druk ek per ongeluk my hand in die koorsteen wat nou in die huis staan. En nou natuurlik stamp jy hierdie plek teen als. Dan loop ek nou so en is nou al baie beter, maar elke jaar, as ek begin werk met die vuur, dan kry ek 'n wond of 2. En is dit altyd aan die mense se hande, daar waar jy moet werk, en as jy nou eers gebrand het, dan moet jy so versigtig werk, en jy wil nou nie die brandwond heeltyd toehou nie. So dis omtrent 'n gedansery, is so 'n dansie wat 'n mens moet doen, om die eerste 2-3 weke, wanneer jy weer begin vuur maak, om te kyk, dat jy, is of jy agterloosig is, of jy vergeet het, hoe bitter warm is hierdie koorsteen, of as jy die hout indruk en hy raak hier teen die stoof, vel is af en is so seer. So ek het nou my eerste wond, dis nog nie winter nie, maar ek het my eerste wond gekry van die vuur af. En is half, oom Johannes het altyd gesê, as 'n mens werk met vuur, moet jou ore gespits wees. Want dis 'n heilige ding waarmee jy werk. En ek dink wat die brand my nou beteken het, ek was bietjie, wat is nou die woord in Afrikaans? Blasé, ek gaan nou maar sommer vuur maak en water opsit, en is juist by die water opsit wat ek het vir myself so brand. En hoe indagtig 'n mens moet wees, as jy begin werk met die vuur. Oom Johannes het altyd gesê, hout is vir hom so 'n wonderlike ding, want die vuur is klaar in hom. Jy moet hom net aansteek, laat sy vuur kan uitkom. En ek sien so uit na die ure wat ek voor Esmeralda gaan sit hierdie winter. Julle, dan maak ek nou al die deure toe, dan bak hierdie klein wit huisie van my. Wieler, dit voel soos 'n lou oontjie waarin jy sit. En as dit koeler word, dan maak ek eers weer die bek hieronder van die hekkie, kan 'n mens nou maar sê, van Esmeralda oop, laat die hitte na my toe kom. En as 'n bietjie hitsig word, dan maak ek weer die hekkie toe. En so, as dit nou diep koud is, en jy sit nou langs jou houtstofie, of jou waar jou vuur is, dis soos 'n verhaal. Dan sit jy hout by, en dan kyk jy die hout wat jy het, en dan dink jy, die hout kan ek nou daar sit, en wag het ek om 'n bietjie laat gaan, ek moenie my vuur laat doodgaan nie, want dis 'n groot ding om hom weer in die gang te kry. En so sit en bou jy die vuur, jou dag, en jy lees die vlamme, en jy word deel van die vuur. En as jy nou eers met jou handsaag in die hand staan, en jy maak hout, dis nie altyd maklik, en jy raak aan dit pyne by die plekke waar jy so saag, maar jy weet, as die koue windjie hier oor die vlak aankom, dan het jy iets. En Esmeralda, sy's 'n getroue stofie.
En ek sien so uit as ek nou my broth begin kook. Ek weet nou nog nie wat is broth in Afrikaans nie. Dan moet jy jou mos 2 dae, 48 uur, daai bene kook en alles afkook. En dis bietjie moeilik om dit op 'n gasstoof te doen. Maar as Esmeralda anders. Wow, dan kook ek nou wildsbene af. Iedere dier op hierdie plaas kry broth en ek drink elke dag my bietjie beensop kan dit seker wees, maar ek weet nie of dit die regte woord is nie. So ek sien vreeslik uit, wond ten spyt vir die winter langs my houtstofie Esmeralda.